Welkom. Vandag delf ons in besigheidsformate, die wetlike en strukturele vorme waaronder 'n besigheid kan funksioneer. Die keuse van die regte besigheidsformaat is noodsaaklik, aangesien dit wetlike verantwoordelikhede, finansiële verpligtinge, belasting en operasionele buigsaamheid beïnvloed. Entrepreneurs moet elke formaat noukeurig evalueer om dit in lyn te bring met hul doelwitte, hulpbronne en risikotoleransie. 'n Eenmansaak is die eenvoudigste en mees algemene tipe besigheidsformaat. Dit word besit en bedryf deur een individu wat volle verantwoordelikheid aanvaar vir die besigheid se winste, verliese en laste. Hierdie formaat is maklik om te vestig en het minimale regulatoriese vereistes. Die eienaar dra egter onbeperkte persoonlike aanspreeklikheid, wat beteken dat persoonlike bates gebruik kan word om besigheidsskuld te vereffen. 'n Vennootskap is 'n sakeformaat waar 2 of meer individue eienaarskap deel. Vennootskappe kan algemeen of beperk wees, afhangende van die vlak van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat elke vennoot aanvaar. In 'n algemene vennootskap deel alle vennote winste, verliese en bestuursverpligtinge gelyk op. In 'n beperkte vennootskap dra sommige vennote kapitaal by, maar neem nie deel aan die daaglikse bedrywighede nie. Vennootskappe laat gedeelde verantwoordelikheid toe, maar kan riskant wees as meningsverskille ontstaan of as een vennoot onverantwoordelik optree. 'n Privaat maatskappy, dikwels aangedui as Atoms Boek in Suid-Afrika, is 'n aparte regsentiteit van sy eienaars, aandeelhouers. Dit beteken dat die maatskappy bates kan besit, laste kan aangaan en kontrakte in sy eie naam kan sluit. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid wat hul persoonlike bates beskerm. Privaat maatskappye is geskik vir klein tot mediumgrootte ondernemings wat beperkte aanspreeklikheid en die vermoë om kapitaal deur private belegging in te samel benodig. 'n Publieke maatskappy is 'n groot sakeformaat wat sy aandele aan die publiek aanbied deur middel van 'n aandelebeurs. Dit moet aan streng regulatoriese vereistes voldoen en is onderhewig aan groter deursigtigheid en openbaarmaking. Publieke maatskappye kan groot hoeveelhede kapitaal van die publiek insamel, wat hulle geskik maak vir grootskaalse bedrywighede. Hulle is egter ook meer kompleks om te bestuur en word noukeurig deur regulatoriese owerhede gemonitor. 'n Franchise is 'n besigheidsmodel waar 'n individu, die franchisenemer, die reg kry om 'n besigheid te bedryf deur die handelsmerk, stelsels en ondersteuning van 'n gevestigde maatskappy, die franchisegewer, te gebruik. Franchises trek voordeel uit handelsmerkerkenning en 'n bewese besigheidsmodel, wat die risiko's verbonde aan die begin van 'n nuwe besigheid verminder. Franchisenemers moet egter streng riglyne volg en dikwels fooie of 'n persentasie van die inkomste aan die franchisegewer betaal. 'n Vennootskap is 'n besigheidsformaat waar 2 of meer individue eienaarskap deel. Vennootskappe kan algemeen of beperk wees, afhangende van die vlak van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat elke vennoot aanvaar. In 'n algemene vennootskap deel alle vennote winste, verliese en bestuursverpligtinge gelyk op. In 'n beperkte vennootskap dra sommige vennote kapitaal by, maar neem nie deel aan die daaglikse bedrywighede nie. Vennootskappe laat gedeelde verantwoordelikheid toe, maar kan riskant wees as meningsverskille ontstaan of as een vennoot onverantwoordelik optree. 'n Privaat maatskappy, dikwels aangedui as Atoms Boek in Suid-Afrika, is 'n aparte regsentiteit van sy eienaars, aandeelhouers. Dit beteken dat die maatskappy bates kan besit, laste kan aangaan en kontrakte in sy eie naam kan sluit. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid wat hul persoonlike bates beskerm. Privaat maatskappye is geskik vir klein tot mediumgrootte ondernemings wat beperkte aanspreeklikheid en die vermoë om kapitaal deur private belegging in te samel benodig. 'n Publieke maatskappy is 'n groot sakeformaat wat sy aandele aan die publiek aanbied deur middel van 'n aandelebeurs. Dit moet aan streng regulatoriese vereistes voldoen en is onderhewig aan groter deursigtigheid en openbaarmaking. Publieke maatskappye kan groot hoeveelhede kapitaal van die publiek insamel, wat hulle geskik maak vir grootskaalse bedrywighede. Hulle is egter ook meer kompleks om te bestuur en word noukeurig deur regulatoriese owerhede gemonitor. 'n Franchise is 'n besigheidsmodel waar 'n individu, die franchisenemer, die reg kry om 'n besigheid te bedryf deur die handelsmerk, stelsels en ondersteuning van 'n gevestigde maatskappy, die franchisegewer, te gebruik. Franchises trek voordeel uit handelsmerkerkenning en 'n bewese besigheidsmodel, wat die risiko's verbonde aan die begin van 'n nuwe besigheid verminder. Franchisenemers moet egter streng riglyne volg en dikwels fooie of 'n persentasie van die inkomste aan die franchisegewer betaal. 'n Vennootskap is 'n besigheidsformaat waar 2 of meer individue eienaarskap deel.
Vennootskappe kan algemeen of beperk wees, afhangende van die vlak van verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat elke vennoot aanvaar. In 'n algemene vennootskap deel alle vennote winste, verliese en bestuursverpligtinge gelyk op. In 'n beperkte vennootskap dra sommige vennote kapitaal by, maar neem nie deel aan die daaglikse bedrywighede nie. Vennootskappe laat gedeelde verantwoordelikheid toe, maar kan riskant wees as meningsverskille ontstaan of as een vennoot onverantwoordelik optree. 'n Privaat maatskappy, dikwels aangedui as Atoms Boek in Suid-Afrika, is 'n aparte regsentiteit van sy eienaars aandeelhouers. Dit beteken dat die maatskappy bates kan besit, laste kan aangaan en kontrakte in sy eie naam kan sluit. Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid wat hul persoonlike bates beskerm. Privaat maatskappye is geskik vir klein tot medium-grootte ondernemings wat beperkte aanspreeklikheid en die vermoë om kapitaal deur private belegging in te samel benodig. 'n Publieke maatskappy is 'n groot sakeformaat wat sy aandele aan die publiek aanbied deur middel van 'n aandelebeurs. Dit moet aan streng regulatoriese vereistes voldoen en is onderhewig aan groter deursigtigheid en openbaarmaking. Publieke maatskappye kan groot hoeveelhede kapitaal van die publiek insamel, wat hulle geskik maak vir grootskaalse bedrywighede. Hulle is egter ook meer kompleks om te bestuur en word noukeurig deur regulatoriese owerhede gemonitor. 'n Franchise is 'n besigheidsmodel waar 'n individu, die franchisenemer, die reg kry om 'n besigheid te bedryf deur die handelsmerk, stelsels en ondersteuning van 'n gevestigde maatskappy, die franchisegewer, te gebruik. Franchises trek voordeel uit handelsmerkerkenning en 'n bewese besigheidsmodel wat die risiko's verbonde aan die begin van 'n nuwe besigheid verminder. Franchisenemers moet egter streng riglyne volg en dikwels fooie of 'n persentasie van die inkomste aan die franchisegewer betaal. 'n Publieke maatskappy is 'n groot sakeformaat wat sy aandele aan die publiek aanbied deur middel van 'n aandelebeurs. Dit moet aan streng regulatoriese vereistes voldoen en is onderhewig aan groter deursigtigheid en openbaarmaking. Publieke maatskappye kan groot hoeveelhede kapitaal van die publiek insamel, wat hulle geskik maak vir grootskaalse bedrywighede. Hulle is egter ook meer kompleks om te bestuur en word noukeurig deur regulatoriese owerhede gemonitor. 'n Franchise is 'n besigheidsmodel waar 'n individu, die franchisenemer, die reg kry om 'n besigheid te bedryf deur die handelsmerk, stelsels en ondersteuning van 'n gevestigde maatskappy, die franchisegewer, te gebruik. Franchises trek voordeel uit handelsmerkerkenning en 'n bewese besigheidsmodel wat die risiko's verbonde aan die begin van 'n nuwe besigheid verminder. Franchisenemers moet egter streng riglyne volg en dikwels fooie of 'n persentasie van die inkomste aan die franchisegewer betaal. 'n Franchise is 'n besigheidsmodel waar 'n individu, die franchisenemer, die reg kry om 'n besigheid te bedryf deur die handelsmerk, stelsels en ondersteuning van 'n gevestigde maatskappy, die franchisegewer, te gebruik. Franchises trek voordeel uit handelsmerkerkenning en 'n bewese besigheidsmodel wat die risiko's verbonde aan die begin van 'n nuwe besigheid verminder. Franchisenemers moet egter streng riglyne volg en dikwels fooie of 'n persentasie van inkomste aan die franchisegewer betaal. Ten slotte, die begrip van die verskillende besigheidsformate, eenmansaak, vennootskap, privaat maatskappy, publieke maatskappy en franchise stel entrepreneurs in staat om ingeligte besluite te neem oor hoe om hul besighede te struktureer. Elke formaat het sy eie voordele en nadele afhangende van die grootte, aard en doelwitte van die besigheid. Die keuse van die regte besigheidsformaat is 'n kritieke stap in die oprigting van 'n suksesvolle en volhoubare onderneming. Dankie vir die kyk. Leer meer by jou instelling se besigheidsfakulteitsportaal.